aan die rand van twee nasies, waar die pad verdwyn en die oerwoud oorneem, leef groot gemeenskappe ongesiens en buite die kollig. Die meeste mense sal nooit 'n voet daar sit nie, maar 'n leraar Obed is dit presies waar die reis moes begin, op 2 wiele. In 2022 het hy die geleentheid gehad om 'n grensgemeenskap tussen sy land, Papua New-Guinea, en 'n naburige Indonesië te besoek. Daar is geen regeringsdienste nie, veral nie die infrastruktuur soos paaie, hospitale, klinieke en skole nie. En dit is 'n uitdaging vir die mense wat daar woon. Hulle is gemarginaliseer en vergete deur hulle lande, beide lande, Indonesië en Papua New-Guinea. Hierdie situasie het leraar Obed se hart diep geraak. Hy het geweet hy kon nie net wegstap nie. Hy moes iets doen. Ek het 'n groot jammerte vir hulle gevoel. En dit is waar ek die manne gemobiliseer het om uit te reik na die onbereikte dorpies langs die grensgebiede. Leraar Obed het sy vriende bymekaar gemaak en hulle vertel van die behoefte by die grens. Hulle wou help, maar op 'n manier wat hulle passie vir bediening en hulle liefde vir fietsry gekombineer het. Dus het hulle besluit om hulle fietsse as instrumente vir sending te gebruik. Met gebed en opgewondenheid het hulle goed gepak en begin ry, vasbeslote om die onbereiktes langs hierdie grens te bereik. Dit was 'n avontuur gevul met 'n doel en groot seën. Wat ons doen wanneer ons deur die dorpies langs die grens ry, is om by die dorpies aan te kom, hulle te groet en te ontmoet. Ons sal vir hulle Bybels en ander Christelike literatuur uitdeel en ons vertel hulle van Jesus Christus. Dan sal ons ook enige suigstokkies of lekker goed wat ons by ons het vir die kindertjies uitdeel om hulle dag bietjie op te vrolik, om hulle dae op te helder aangesien hulle so van die buitewêreld afgesny is. Stel jou voor jy woon ver weg uit die beskawing. Dink dan hoe dit moet wees wanneer iemand daar opdaag in liefde en opregte besorgdheid toon. Dit raak harte aan en maak deure oop vir 'n dieper verbintenis. Die meeste van hierdie dorpies waardeur ons gaan en wat ons nader is nie Adventiste dorpies nie. So wanneer ons by daardie dorpies aankom, huil hulle letterlike trane wat by hulle wange afstroom en hulle verwelkom ons in hulle gemeenskap en hulle voed ons. Jy weet, en ons sing vir hulle liedjies en ons deel Jesus met hulle. Hulle vra dan ook ons om ons kerk op hulle grond te bou en 'n skool in hulle dorp oop te maak of te bestuur. Om deur digte oerwoude en savannas fiets te ry, onaangeraak deur die meeste mense, fietsse oor moerasse en riviere te dra en heuwels te klim, is 'n ernstige uitdaging. Tog druk leraar Obed en sy span voort en trotseer elke hindernis met moed en geloof. Hulle ken die risiko's, maar kies om in elk geval te gaan en vertrou dat God hulle op die pad sal lei. Bid asseblief vir ons en bid vir die mense wat ons gaan bedien en dat die Heilige Gees ons sal gebruik om te evangeliseer, om die goeie boodskap van Jesus Christus aan ons broers en susters langs die grensgebiede en oor die grense te bring. Dankie dat u die sending ondersteun. U gebede en bydraes bring hoop, liefde en die boodskap van Jesus na die verste plekke op aarde.